baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. Hier is 'n paar afkondigings vir die tyd wat voorlê. Eerstens begin raak ons saam opgewonde oor Kersfees, waar omgee-projekte 'n groot deel van ons kerk is en ons gee om vir Oorlien die kinderreis en Hope Village hierdie Kersseisoen. So as jy graag as gemeente wil betrokke raak by die projek, gaan kyk voor in die kerk is daar papiersakke met beskrywings van die kinders vir wie jy kan dien en saam vreugde bring hierdie Kersseisoen. So as jy graag meer inligting van dit soek, kontak asseblief vir Barbara of gaan vorentoe in die kerk en kry vir jou so 'n sak waar jy kan help om daai kinders se Kersfees te maak. En dan 23 November kom Gerard de Jager van Eden Gemeente vir ons kom kuier die oggend. So kom asseblief, maak seker jy is daar vir 'n fantastiese diens wat voorlê. En dan baie opwindend, die aand het ons Carols-diens waar ons saam die Here gaan loof en prys. So maak seker jy mis nie uit nie. En dan laaste, maar nie die minste nie, iets waar ek baie passievol is, die jong volwassenes van ons stad. 18:30 is 'n spasie vir mense 18 tot 30 om saam te kom, bietjie na die woord van die Here te luister en dan na die tyd baie lekker te kuier en baie lekker donuts te geniet. So as jy tussen die ouderdom van 18 en 30 is en wonder waar is al die mense 18 tot 30 in my dorp, kom 18:30 New Life Center en ons sien jou daar. Goeiemôre, en soos elke Sondag is dit baie lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie aanlyn platform. Mag jy vanoggend soos elke Sondagoggend die genade en die vrede en die liefde van ons Here Jesus beleef. Mag hierdie tyd vir jou 'n tyd wees van waar jy regtig jou hart oopmaak vir sy teenwoordigheid en ook sy liefde ervaar vanoggend. Ons gaan saam sing, ons gaan in die woord van die Here luister en ons gaan innooi in hierdie oomblikke. So kom ons gaan saam bid en ons gaan vir die Here vra om met ons te reis vanoggend. Kom ons bid saam. Here, op hierdie Sondagoggend is dit soos elke Sondag 'n groot voorreg om ons harte net voor U te kan bring. Dankie vir hierdie geleentheid vanoggend, Here, wat ons kan gebruik om U woord op hierdie manier na mense se harte toe te kan bring. Mag die Heilige Gees die naprediker wees, mag hy ons harte gesels en mag U vanoggend teenwoordig wees daar waar ons is. Dit bid ek in Jesus wonderlike naam. Amen. Passes the word. Couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. Every desire now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing is better than you. Lord, you've seen them all, and you still call me friend.
Ons is besig met 'n nuwe reeks wat ons noem amper waar. Nou, om met halwe waarhede te leef is 'n verskriklike gevaarlike ding. Want halwe waarhede is presies dit wat dit is. Dit is 'n halwe waarheid. Dit is nie die waarheid nie. Maar so baie keer in ons lewens leef ons met 'n klomp halwe waarhede. Goed wat baie naby aan die waarheid is, maar nie heeltemal die waarheid is nie. Wanneer ek en jy met halwe waarhede deur ons lewens gaan, dan bou ons eintlik op verskriklike gevaarlike plekke ons lewens. In hierdie reeks daag ons uit om na 'n paar goeters te kyk wat ons glo, wat nie heeltemal die waarheid is nie. Maar ons glo dit en ons leef volgens dit. Nou die Bybel sê die volgende, baie interessant, in 2 Timoteus 4 vers 3 sê die Bybel, die tyd sal kom, wanneer mense nie meer belang sal stel om na die waarheid te luister nie. Hulle sal eerder wil aanloop agter dinge wat vir hulle lekker is. Dit is 'n groot stelling wat gemaak word hierso in 2 Timoteus, dat mense nie meer belangstel in die waarheid nie. En ek dink dit is so waar oor ons kultuur vandag, is dit nie? Dat mense eerder die goeie sal kies om te glo wat lekker is, voordat hulle die goed sal glo wat waar is. En ons moet weet vanoggend, wanneer ons by die Here werk, dan werk God nie met goed wat lekker is nie. God se woord en wie God is 'n God van waarheid. So my en jou verhouding met die Here, en ons glo, en ons dink oor God, toe ons al sy woord kyk, is dit belangrik dat die waarheid sentraal sal wees, om ons lewens te rig net. Maar hier is die waarskuwing van Timoteus, wanneer ons begin met hierdie reeks, dat mense kies wat lekker is, en nie wat waar is nie. So ons wil vanoggend hierdie reeks begin met hierdie stelling, en dit is, verdien jy geluk? Nou, kom so aan die einde van die jaar, en jy het onmiddellik 'n paar uitdagings gehad al in hierdie jaar, en miskien het jy nog 'n hele klomp, en jy sê vir jouself vanoggend, jy het al miskien al 'n rukkie terug gesê, ek verdien so 'n bietjie geluk. Ek verdien dit 'n paar keer so 'n bietjie na my kant toe kom. Hierdie was al my uitdagende jaar gewees. Ek het 'n klomp uitdagings gehad in my verhoudings, in my besigheid, in my lewe, miskien in my liggaam, en ek verdien daarom so 'n bietjie geluk. Maar is dit 'n waarheid? Verdien jy geluk? Dan verdien ek geluk. Kom ons kyk na die Here se woord vanoggend, wanneer ons na hierdie waarheid, of hierdie halwe waarheid, kyk vanoggend. Wat is God se hart oor geluk? 1 Petrus 1, vers 15 en 16, sê die volgende, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel ook heilig wees. Hy het immers gesê, wees heilig, want ek is heilig. So wat sê God oor geluk? Kom ons begin daar vanoggend. Dis 'n belangrike vraag om te vra. Ek glo absoluut dat God se hart vir my en vir jou is om gelukkig te leef. Ons dien 'n hemelse Vader wat goed is. Die Bybel sê dat in vergelyking met ons aardse Vader, ons hemelse Vader soveel meer vir ons wil hê en soveel groter droom vir ons. Nou as 'n aardse Vader is dit vir my belangrik dat my kinders gelukkig moet wees. En natuurlik glo ek dat God die Vader wil hê dat jy gelukkig moet wees. Maar hier is die halwe waarheid, of hier is die waarheid vanoggend wat ons daar moet kyk. God se primêre doel vir my en jou lewe is nie om ons gelukkig te maak nie. En hier is die halwe waarheid waarmee ons leef. Dat dit is wat ons baie keer dink. Dat God se primêre doel is om my gelukkig te maak. En dit is dit nie. God se primêre doel in jou en my lewe is nie om jou en my gelukkig te maak. Ons gaan nou kyk na die gevare as ons dit glo. Maar ek glo dat een van die primêre doele in God se lewe, of God in jou en my lewe, is dat ek en jy moet heilig wees. Sien, die geluk kom van buitekant af. Word gebaseer op tydelike goeders. Maar as jy nou ietsie wen, of ietsie kry, of daai bonus, jy kry al, en jy kan 'n bietjie gaan vakansie hou in Mosselbaai, dan dink jy by jouself, yesterday, ek is gelukkig, want ek het 'n bietjie geld in my sak, en ek kan gaan vakansie hou. En so bou ons baie keer ons geluk op goed van buitekant af, maar hier is die ding. As jy nie daai bonus kry nie, of as jy nie daai ding kry nie, dan is ons ongelukkig. Ons is of kwaad en of teleurgesteld, en dan gaan lê ons emosies, en ons is nie gelukkig nie. So die Here wil nie hê dat ek en jy ons verhouding moet bou op goed wat van buitekant af kom nie. Want geluk kom en geluk gaan. Die Here wil hê dat ek en jy ons lewens moet bou met goed wat hier in die binnekant gebeur. Want goed wat hier binnekant in ons harte gebeur, in ons gees gebeur, is fondasiegoeders, is waarhede. En die waarheid is vanoggend, dat God wil hê dat ek en jy moet heilig wees. En uit daai heiligheid uit daai manier van hoe ek en jy God aanbid, die manier hoe ons kom, die manier van hoe ons leef deur daai waarheid, kom geluk, kom vrede, en kom genade in ons harte toe net. Maar God se primêre doel, is nie dat jy en ek gelukkig moet wees nie. God se primêre doel is dat ek en jy moet weet dat hy heilig is. En dat ons lewens moet inrig met hierdie idee, hierdie gedagte, dat ons lewens moet heilig wees.
So wat is die Here se hart oor geluk? Natuurlik wil God hê dat jy gelukkig moet wees. Maar dit is nie God se primêre doel nie. Sy primêre doel is dat ek en jy moet weet dat hy heilig is en dat hy God is. En dat ons dan ons lewens so lewe, dat ons lewens heilig voor hom is. Dat die een ding wat ek en jy nie elke dag soek is geluk nie. Die een ding wat ek en jy elke dag moet soek, is die heiligheid van God. Is om heilig te leef en na hierdie God toe te kom. So wat gebeur wanneer ek en jy met hierdie waarheid te leef, hierdie halwe waarheid leef? Dat ons geluk verdien. Daar is 'n paar gevare wanneer ons hierdie halwe waarheid deel van ons lewens maak. Ek wil vir jou 'n paar gee. Een van die gevare is wanneer ek en jy met hierdie halwe waarheid leef, dat ek en jy geluk verdien, is dat ons glo dan, dat God daar is om my en jou te dien. Eerder is wat ek en jy daar is om hom te dien. En dis nogal 'n groot ding, nê, hierdie gedagte, dat God se doel is om jou te dien. God kom na ons toe, en hy moet jou gelukkig maak. Dit is amper half hierdie wenslysie, of hierdie genie, nê. God kom na ons toe elke oggend, en dan vra hy vir ons, wat gaan jou gelukkig maak vandag? En dan sê ons, en dan gaan God, en hy doen dit. God is nie 'n diens van ons nie. Natuurlik wil hy ons sien, natuurlik wil hy ons goed doen, natuurlik is hy daar om alles in die goeie mee te werk vir die wat hom liefhet. Maar God is nie daar om jou en my te dien nie. Ek en jy is daar om God te dien. En hier is die gevaar wanneer ons daai waarheid, halwe waarheid leef in ons harte. Dat ons leef baie keer dan met hierdie gedagte in ons lewens, dat die Here hier is om ons gelukkig te maak, om ons te dien. Hier in Matteus 16 is daar nogal halwe ontnigterende interaksie tussen Jesus en Petrus, en Jesus is besig om oor sy sterwe te praat en dat hy kruis toe gaan, en dan kom Petrus, en hy hou nie van hierdie geloof nie, hy hou nie van hierdie ongelukkige oomblik nie, en hy sê die volgende, in Matteus 16 vers 21, Jesus kom daar en Petrus probeer vir Jesus keer om kruis toe te gaan en oor die kruis te praat. En dan antwoord Jesus om in vers 23 en hy sê vir Petrus die volgende, Petrus, die waarop hy sy kerk gaan bou, sê Jesus die volgende, gee pad agter my Satan, jy dink soos mense dink, nie soos God dink nie. Toe Petrus hoor oor Jesus se sterwe en dit wat Jesus gaan doen, toe is daai nie iets wat vir hom gelukkig gemaak nie. Dit is 'n bietjie ongemaklik. Dit praat 'n bietjie van lyding. Want iewers het dit in Petrus se hart en sy kop nie sin gemaak nie. Hy wou hierdie gemaklike geloof gehad het. Jesus wat hom dien, Jesus wat hom toe kom, die lewe vir hom maklik maak, die lewe vir hom net eenvoudig net gelukkig maak net. Maar Jesus kom en hy sê, Petrus, dit is nie hoe dit is nie. Daar's uitdagings. En as jy leef met hierdie gedagte, dat God se primêre doel is om jou te dien, dan mis jy die hart van die evangelie. Wanneer ons met die halwe waarheid leef, dat ek en jy verdien geluk, dan is dit vir ons moeilik om God raak te sien in die swaar seisoene. Dit is nogal 'n groot een daai, is dit nie? As ons hierdie halwe waarheid glo, dat ons net geluk verdien, dan is daar uitdagende oomblik in ons geloof wanneer ons van ons swaar kry. Want iets wat ek en jy moet wees, ten spyte van die feit dat ons Jesus ken en hom volg, gaan ek en jy swaar kry beleef. Ek wens dit nie oor jou nie. Ek spreek dit nie oor jou lewe vanoggend nie, maar dit is deel van hierdie wêreld, die gebrokenheid van hierdie wêreld. En as jy na die Bybel gaan kyk, as jy na Paulus gaan kyk, as jy na die mense in die Bybel gaan kyk, dan sal jy sien dat swaar kry 'n groot gedagte is net. En veral die lewe van Paulus, omhels hy half swaar kry. Maar die halwe waarheid van dat ek en jy net geluk verdien, pas nie lekker dan by hierdie teologie van die Nuwe Testament en van dit wat Jesus gesê nie. Wat is ongemaklik? Wat doen ons met swaar kry en geluk in dieselfde sin? Matteus 16:24 sê Jesus, en ek het hierdie teksvers al die laaste paar weke baie keer aangehaal, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie prys gee. Jy moet jou skouers, jy moet jou kruis opneem en my volg. So wanneer jy met die waarheid glo, is dit vir jou moeilik, dit sal vir jou moeilik wees om God raak te sien in swaar kry. Want swaar kry en geluk is nie altyd in dieselfde sin nie. En nog 'n gedagte wanneer ons met hierdie halwe waarheid glo. En dit pas by die ander twee in. Ons glo die hele tyd dat God ons iets skuld. Ons almal het al gesê, ek het dan gebid. Ek het dan vanoggend by die Here gebid en kyk nou hoe dit gebeur met my. Of ek het gebid en die Here het nie voorsien nie. En ek het hierdie maand my 10de betaal, ek het al die regte goeders gedoen en nou kom die Here en hy antwoord ons nie. En ons leer dan met hierdie gedeelte weer dat God ons eintlik iets skuld nie. Efesiërs 2 sê julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Dit is die gawe van God, nie uit julle self nie. God skuld ons niks. Net soos hy nie daar is om ons te dien, die skuld hy ons absoluut niks. Ons almal was al daar in daai spasie gewees.
Ek het dan gebid, Here, hoekom voorsien nie? Hoekom maak jy nie gelukkig nie? Hoekom doen jy nie dit nie? Ek het dan al die regte goeders gedoen. Ek was Sondag in die kerk gewees. Ek het al die regte goeders gedoen. Ek het gedien. Ek was selfs by die mees uitdagende bediening van almal in die kinderkerk, Here, en ek nog steeds nie voorsien nie. God skuld jou en my absoluut niks nie. Uit genade is ons gered, deur geloof. En dan die laaste gedagte wat ek mee wil afsluit, is dat wanneer ons met hierdie halwe waarheid glo, dan prioritiseer ons baie keer die goed van hierdie lewe in plaas van die koninkryk van Jesus. Matteus 6 vers 33 is so absolute kernwaarheid. Hy sê, soek eers die koninkryk van God, en al die ander goed sal vir jou bygegee word. Maar wanneer die halwe waarheid, dat ek verdien geluk, my lewe dikteer, die fondasie is, die gedagte is wat ek mee leef, wanneer ek my dag ingaan, dan is ek in elke dag eers besig om die ander goeders te soek. Want die ander goed sal my gelukkig maak, die geld, die karre, die mense, die verhoudings, en die goed van die lewe. Ons verdien dit mos, en daarom soek ons daai goeders. Terwyl Jesus sê, die eerste moet ek en jy moet soek, is nie ander goeders nie. Is nie goed wat jou gelukkig gaan maak nie. Die eerste moet ek en jy moet soek is sy koninkryk. Die eerste moet ek en jy moet soek is Jesus. So dis die konfronterende vraag van hierdie halwe waarheid vanoggend. As jy na jou lewe kyk, wat is die goed wat jy soek vandag? En jy soek dit want jy sê mos ek verdien dit. Ek werk hard en ek het die volgende klomp goed bereik in die lewe, so ek verdien dit. En dan jaag ons die goeders, ons leef in die goeders en dan beweeg ons weg van die primêre waarheid is. Dit waarna Jesus ons toe uitnooi om eerste die koninkryk te soek. So wat soek jy eerste vanoggend in jou lewe? Wat soek jy eerste in jou huwelik, in jou verhoudings, die manier van hoe jy leef? Is dit die waarheid van die koninkryk? Is dit die waarheid van Jesus? Of is dit die halwe waarheid? Dat omdat ek geluk verdien, soek ek dit en dit. En jaag ek dit na, jaag ek dat na en verdien ek dit. As ek en jy so leef, sal ons altyd met 'n geloof leef wat sukkel, wat swaar kry. Want dis 'n halwe waarheid vandag, dat jy geluk verdien. Want ek en jy verdien niks. Ons beleef sy ongelooflike genade en sy ongelooflike liefde. En ons dien God. God kom nie om ons te dien nie. Hy doen, maar dit is nie sy primêre doel nie. Sy primêre doel is dat jy hom sal ken en hom sal lief hê. So soek sy koninkryk en leef met daai waarheid. En nie die halwe waarheid dat jy geluk verdien nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom met 'n halwe waarheid wat ons baie keer so glo dat ons verdien geluk. En wanneer ons as die volgende met die swaar tye gaan, dan sê ons almal dit. Ek verdien so 'n bietjie geluk. En as ons dit sien die Here, dan is ons kwaad en ons is ongelukkig en ons geloof is onder aanval, onder druk. Maar U waarheid vanoggend is, Here, dat ons die koninkryk moet soek. U waarheid is vanoggend dat die belangrikste ding vir ons is om te weet dat U heilig is en om in heiligheid te leef vanoggend. En wanneer ons al die ander goeders doen of probeer doen, dan mis ons U vanoggend. Mag ons U soek en deur U te soek, die oorvloed en die genade en die geluk wat U vir ons beplan, mag omhels. Ek bid dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Die Here seën jou, sien jou volgende Sondag.